ons net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kosbare voorreg om vanmôre saam te wees in die naam van ons dierbare Here Jesus Christus, en dat ons weet dat U woord vir ons leer as Christus verhoog word, dan trek hy mense na homself. Baie dankie Hemel Vader vir U kosbare gees, die gees van die waarheid, wat ons lei in die volle waarheid, en wil ons vanmôre hier op die eerste dag van 2023 vir U sê baie dankie, dat U vir ons gedra deur nog 'n jaar wat verby is. Daar was baie stampe en stote, maar Here, ons kan terugkyk en sê tot hiertoe het die Here vir ons gedra. Here, ons sien met verwagting uit na die nuwe jaar, en soos ek hierdie week gelees het van die groot prediker Paul Washer het, waar hy gesê het, hy word ouer, sy liggaamskragte neem af, maar een ding is seker, hy is elke dag 'n dag nader aan die heerlikheid, wat geopenbaar sal word. En ag Here, dit moet ons motivering wees, ons allerbeste, vir ons heilige God, die allerhoogste. Here, ons moet al hierdie laste en sorge wat ons so maklik omring, moet ons aflê. Here, saam met die sonde en ons oë gefestig hou op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Ons raak so gou vasgedraai in al die dinge van die lewe, en Here, daar is siekte, daar is pyn, daar is stryd, daar is mense wat jou te nakom, daar is soveel dinge wat gebeur, en soms raak ons so besig daarmee, dat ons vergeet, ons het een taak en een roeping, en dis om Christus en hom as gekruisigde te verkondig. Daarom bid ek vir myself en vir elkeen hier teenwoordig, Here, vir elkeen wat inskakel, vir elkeen wat waarlik weet hulle is gered uit genade, dat hulle sal uitgaan om die evangelie te verkondig. Nie 'n selfgemaakte, mensgeoriënteerde evangelie, waar ons dit gebruikersvriendelik wil maak vir ons hoorders nie, maar 'n evangelie van, as jy agter Christus wil aankom, moet jy jouself verloon, jy moet jou kruis opneem en jy moet Christus volg. Dis 'n evangelie wat ons verkondig, Here, waar ons miskien vriende en familie sal verloor. Dis 'n evangelie, Here, waar ons miskien baie van dit wat ons lief het en aan vashou sal moet prysgee. Maar Here, dis alles die moeite werd. Die ryk jongman kom na U en hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En U praat met hierdie jongman oor die gebooie, en eintlik wat U vir hom wil leer is dat hy sê, onderhou so baie van die gebooie, maar die belangrikste laat hy na. En dis om een God lief te hê met sy hele hart, met sy hele siel en met al sy krag. En ag Here, help vir ons om in hierdie gemeente Christus te verkondig. Nie 'n Christus plus en 'n Christus minus, of hierdie selfgemaakte Christus wat volgens die mense nikke en grille optree en reageer nie. Maar dat ons waarlik die soewereine God, die heilige wat alles bepaal en beskik deur die raad van sy wil, en alles ten uitvoer bring, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat maak U nie, dat ons hom sal verkondig, en dat mense weer na hom getrek sal word. En ag dierbare Here, dat U in hierdie laat uur voor U wederkoms die hemele sal skeur en vir ons 'n kragtige herlewing sal stuur. Dat U kinders sal herleef, dat ongeredde siele by die kruis sal uitkom, en dat die kerk van Jesus weer sy plek sal inneem in die samelewing. Nie is 'n plek waar kompromie aangegaan word met die wêreld nie, maar 'n plek waar ons 'n tuiste bied vir hulle wat deur sonde getuister word. Dat daar redding is in die bloed van die lam, en dat daar 'n kosbare pad van herstel is, deur die Gees wat in ons werk, om te wil sowel as om te werk na die welbehae van God. Baie dankie vir ons samesyn, Here, seën nou die lees van U woord, die oordenking daarvan, en ons bid dat U ryklik verheerlik sal word. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou kom ons lees saam met 1 Korintiërs die 2de hoofstuk. Nou ek gaan vanmôre 'n bietjie met u praat oor nuwejaars voornemens, en miskien dink jy by jouself, maar hy het al so tyd terug daaroor gepreek, en u is baie reg as u dit sê, dit was in die ou gemeente of die ou kerk gewees, maar dit gaan nie dieselfde boodskap wees nie. U sal sien, ek het daar geskryf ook nuwejaarsvoornemens. Die vorige boodskap het gegaan oor kinders van die Here wat nuwejaarsvoornemens wil maak, en so 5 beginsels om te vra vir die Here vir wysheid en om getrou te wees in die uitvoering daarvan ensovoorts.
Vanmôre gaan ek bietjie meer klem lê op een nuwejaarsvoorneme, waarby ek wil stil staan en waartoe ek u wil oproep om saam met my vanmôre te sê, ek wil saam met, en dan gaan ons sien by die apostel Paulus hier sê, 'n voorneme maak om in hierdie jaar Christus en hom as gekruisigde te verkondig in hierdie wêreld. So dis eintlik waaroor die klem gaan. Ek wil u vanmôre hier wegstuur, in die eerste plek met daardie gedagte dat u seker sal maak u behoort aan die Here, en dan met 'n opgewondenheid om die boodskap van die kruis te verkondig aan 'n wêreld wat besig is om weg te sink in sonde. Vriende, ons raak banger om die evangelie te verkondig, maar ek wil vir u sê die evangelie is nou die nodigste as ooit. Die Bybel sê vir ons, en die gedagte is maar baie duidelik, dat ons is die lig van die wêreld. Hoe donkerder dit is, hoe helderder skyn die lig. En kom ons lees wat staan in 1 Korintiërs 2, en dan lees ons daar die 16 verse, en dan praat ons bietjie oor die gedagte van nuwejaarsvoornemens. En toe ek by julle gekom het, skryf die apostel Paulus onder leiding van die Heilige Gees, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreldse heersers, wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. En ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Vers 14 sê, maar 'n natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig, maar ons het die sin van Christus. Baie besondere boek in die Bybel, as ons deur 1 en 2 Korintiërs lees, mag die Here ook die voorlesing van sy woord seën en heilig in ons hart, en ek wil dit net vir u noem, die enigste geïnspireerde boek in die wêreld is God se woord. En daarom moet ons dit lees met ontzag, en ons moet hoor wat die lewende God ook aan ons deur sy Gees wil sê. Ons teks van oordeenking vanmôre vind ons in die 2de vers, soos ek glo u afgelei het, en daar staan, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die tema dan vanmôre is nuwejaars voornemens. Nou vriende, ek wil nie sê dat Paulus hierdie gedeelte geskryf het op die 1 Januarie nie, maar ek gaan vir u so 'n bietjie 'n gedagte rondom dit gee, bietjie die woordjie voorgeneem verduidelik, en dan so 'n bietjie kyk na sy lewe, en waarom hy hom hierdie saak voorgeneem het. Net terwyl ek hierdie week besig was met die voorbereiding vir hierdie boodskap van 1 Januarie 2023, het ek besef, vriende, dat 'n nuwe jaar hou altyd so ietsie besonder in vir die mens. Ons het vanmôre vir mekaar gegroet, en dit het geklink of ons bazaar gehou het, soos almal opgewonde was en bly was om mekaar te sien, en hierdie een het vir daardie een gesê, baie voorspoedige en geseënde nuwe jaar, en ek dink dit is goed en is reg onder kinders van die Here, om mekaar met blydskap te groet, en vir mekaar hierdie wense toe te wens vir 'n nuwe jaar wat voor lê. En
Vriende, dit is kosbaar om te weet dat die Here vir ons nog 'n nuwe jaar kom gee het. Ek moet bely, terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, het ek besef dat die ouer mense, toe ek jonk was, eintlik geweldig slim was. Jy weet hoe as jy jonk is, dink jy by jouself, hierdie ou mense, hulle weet nie veel nie. En hoe ouer jy word, hoe meer kom jy agter hoe geweldig slim hulle werklik was. En jy weet een ding wat die ouer mense vir my geleer het, en as jy met hulle praat, het hulle vir jou gesê dat die tyd gaan geweldig vinnig verby. Hulle het die woord gebruik, die tyd vlieg verby. En ek moet vir u sê, op amper 53-jarige ouderdom, moet ek bely dat hulle geweldig slim was, want die tyd gaan regtig vinnig verby. Ek onthou toe ek op skool was, het 'n dag by die skool soos 'n jaar gevoel. Jy kon net nie wag vir standaard 5 nie, en dan as jy in standaard 6 inkom en hulle ontgroen jou, kan jy nie wag vir matriek nie. Jy wil klaar kry. Ek wil vir u sê, dit het soos 'n ewigheid gevoel, voor jy jou bestuurslisensie kon kry. Nou het jy hom, nou wil jy nie meer bestuur nie. Dis nie meer vir jou lekker nie. Op 45 het almal vir jou soos ou mense gelyk. En vandag as jy by die Pick n Pay instap, dan sê vir jou oom, is jy 'n pensionaris? Dan sê ek vir hom, nee boetie, ek wil amper vir hom vra, dink ek het my dogter saam met my. Dis my vrou, dis nie my dogter nie. Maar vriende, dis een ding wat die Here my kom leer het, is dat tyd gaan vinnig verby. 23 jaar het verby gegaan. Na die draai van die millennium waar hulle gesê het, alles sal vergaan. Hier sit ons vanmôre nog steeds en ek besef maar net ons het nodig om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart kan bekom. Nou vir die meeste mense is nuwejaarsvoornemens belangrik. Miskien sit hier klompie mense wat nuwejaarsvoornemens gemaak het. En ek wil vir u sê, in my studie het ek gesien dat die gewildste een is gewigsverlies. Ons almal wil 'n paar kilos afskud in die nuwe jaar. En dan maak ons die yskas oop. En ons sien die puddings van gisteraand en van eergister wat oorgebly het. En ons dink by onsself, maar ons kan nie hierdie goed weggooi nie. Dit sal nie reg wees nie. Ons moet alles met danksegging ontvang en dan is daar die voorneme ook by die agterdeur uit. Daar is baie wat vanmôre hier sit en sê, ek wil my studies voltooi. Hulle is miskien 35 en 40 en 45 en hulle sê, die boeke lê en ek moet my studies voltooi en hulle skryf in Januarie en Februarie maand kom hulle agter, dinge is net te besig en hulle kom nooit daarby uit nie. Daar is mense wat wil regmaak met ander wat hulle seer gemaak het, tot hulle daardie persoon sien en hulle dink by hulle self, kom ons stel dit uit vir 'n later dag. Daar is mense wat wil spaar. Hulle wil so ietsie wegsit tot Takealot hulle eerste advertensie stuur oor hierdie geweldige spesiale aanbieding. En dan is daar die voorneme ook by die agterdeur uit. En ek wil nie vanmôre met u praat oor hierdie voornemens wat kom en gaan en ons hou nie daarby nie en dis tydelik en verbygaande van aard. Ek wil nie daaroor praat nie en ek wil nie veel klem lê op hierdie voornemens wat baie mense, wêreldse mense en selfs kinders van die Here maak nie. Vriende, ek wil vir u sê, ek wil vanmôre met u praat oor 'n Bybelse voorneme. Iets wat vir my aan die hart tref, want u sien, in die Bybel sien ons baie duidelik dat daar gepraat word van voornemens wat mense gehad het. En ek wil vanmôre stil staan by geestelike of Bybelse of heilsame of gedissiplineerde en standhoudende nuwejaarsbesluite of voornemens wat ons moet maak. En ek wil vra dat u saam met my sal volg, want u sien die woordjie voornemens kom so ongeveer 20 keer voor in die Bybel. Ongeveer 20 keer in die Bybel lees ons van voornemens, en ek gaan vir 1 of 2 lees, dan gaan ons by die verklaring van die woordjie uitkom, en dan by vanmôre se boodskap. In 1 Kronieke 22 vers 7 lees ons, en Dawid het aan Salomo gesê, my seun, ek self het my voorgeneem om 'n huis te bou vir die naam van die Here my God. Die vraag is vanmôre, het Dawid hierdie huis vir die Here gebou? Nee, waarom nie? Want die Here het vir hom gesê, te veel bloed vergiet, jou seun Salomo sal hierdie huis bou. Het dit Dawid verhoed om al die boumateriaal bymekaar te maak? Nee. U sien, dit het vir hom gegaan oor sy naam en sy eer nie. Hy maak soveel bymekaar dat Salomo dit maklik gevind het om hierdie tempel dan vir die Here te bou. In Daniël 1 vers 8 lees ons, en Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra
dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Baie interessant is, Daniel as 'n jong seun word in ballingskap weggevoer. Hy's in die vreemde. Hy's weg van sy pa en sy ma. Hier word vir hom 'n geleentheid gegee om guns te kry by mense. En hy sê, ek sal my nie verontreinig met hierdie spys van die koning wat aan afgode geoffer is nie. Wat vir my so interessant is, dat hierdie jong man Daniel in die vreemde opstaan vir wat hy aan glo. Terwyl ons vandag 'n menigte mense het wat bely hulle behoort aan die Here, en hulle kan nie standpunt inneem vir die Here Jesus Christus nie. En daarom pleit ek dat ons hierdie waarheid sal raak sien, dat hierdie mense hulle voorgeneem het, en die Here het ook guns en genade vir hulle gegee, en dat daar ook voorspoed was in dit wat hulle gedoen het. Nie noodwendig altyd op tydelike gebied nie, maar in die feit dat die Here vir hulle ook geseën het met hierdie voorneme. Nou voorgeneem dra die betekenis van to place before of to set forth. To set before oneself, to propose to oneself of to determine. Met ander woorde, as ek myself iets voorneem, dan sê ek vir myself, ek wil graag iets doen. Dawid wou die tempel gebou het. Daar was 'n plan in sy kop gewees, daar was sekere voornemens gewees, daar was sekere goed wat hy bymekaar gemaak het. Dieselfde moet Daniel het hom voorgeneem, en u kan die ander 18 gedeeltes in die Bybel gaan navors en sien van die voornemens wat gemaak is. Nou as ek so kyk na die Bybel, dan sien ek dat die apostel Paulus homself ook iets voorgeneem het. En wat het Paulus hom voorgeneem? Paulus het hom voorgeneem, vriende, hy sê daar in 1 Korintiërs 2 vers 2, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Christus Jesus en hom as gekruisigde. U sien, Paulus se lewe het gesentreer om Christus. Die dag toe die Here sy siel red op pad na Damaskus, het Paulus se lewe radikaal en drasties verander. Dis baie interessant dat mense vandag tot bekering kom, maar daar's nie veel verandering in hulle lewe nie. Daar is nie 'n nuwe uitkyk op die lewe nie, daar is nie 'n nuwe begeerte in hulle lewe nie. En daarom is die gebed van my hart dat ons sal sien dat Paulus homself iets voorgeneem het. Hy het iets voor hom gestel, daar was 'n doel in sy lewe waarvoor hy geleef het, en hy sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Christus en hom as gekruisigde. Wat beteken dit in Afrikaans? In ons daaglikse taal. Paulus het met mense gesels, soldate, want hy was gereeld gebind aan 'n soldaat, omdat hy 'n gevangene was ter wille van Christus. En dan was daar hier en daar 'n gesprek, en die volgende oomblik is Paulus besig met Christus. En dit sluit my en jou in. Ons moenie heeldag praat oor alles wat in Suid-Afrika aan die gang is en alles wat in ons lewe gebeur nie. Ons moet 'n paar oomblikke spandeer om 'n ander persoon uit te hoor, en dan moet ons sê, kom ons praat oor Christus. Hy is die hoop vir die toekoms. Hy is die redder van ons siele. Hy is die een wat verlossing bring van sonde. Kom ons praat oor Christus. Dan het ons iets om oor te praat en iemand om oor te praat. En as ons klaar gepraat het ons hoop vir die toekoms en kan ons met blydskap en vreugde ons pad dan bewandel. U sien, na Paulus se redding was die gekruisigde Christus sy lewe. Hy kon nie ophou praat, ophou preek, ophou skryf en ophou leer oor hierdie Christus nie. Wie kan vir my sê wat staan in Romeine 1 vers 16? Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hy het hom voorgeneem om niks anders onder hulle te weet as Christus en hom as gekruisigde nie. En hy sê in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Wat staan in 1 Korintiërs 1:17? Paulus sê, Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie van Christus te verkondig. En dan sê hy baie duidelik, nie met oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die krag van die Gees. Luister, ons moet die evangelie nie op so 'n manier verkondig, dat ons mense probeer vang met slim praatjies en met slim argumente nie. Ons gee vir hulle Christus. Vir die Jode en vir die Grieke is dit dwaasheid. Vir ons is dit die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die vraag vanmôre is, waarom was dit Paulus se voorneme? Waarom was dit Paulus se voorneme
om niks anders onder hierdie Korintiër gemeente te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. En ek gaan vir u 4 kort gedagtes gee, waarmee ek u huis toe gaan stuur, en ek vertrou dat dit u sal aanvuur, om hierdie voorneme in u hart, dan ook te laat posvat en te sê, ek gaan hieruit, die 1 Januarie 2023, en ek gaan my voorneem wat Paulus homself voorgeneem het, om niks anders onder julle te weet, as Christus en hom as gekruisigde nie. Luister vriende, as ek en jy uit 'n gesprek uit beweeg, en ons het nie iets van Christus gelaat nie, dan was dit 'n sinnelose en doellose gesprek. Dan moet altyd iets van Christus gelaat word. Waarom? Want die hele Bybel van Genesis tot Openbaring gaan oor hom, Christus die gekruisigde. Waarom was dit Paulus se voorneme? Waarom was dit sy doel gewees? En ek gaan vir u 4 kort gedagtes gee. Die eerste ene, want u en ek het net een lewe. Luister, elkeen met wie u vandag en môre en oormôre te doen gaan kry, het net een lewe. En jy en ek weet nie of ons mekaar volgende week weer sal sien nie. Daarom wil ek jou vra, dat hierdie voorneme ernstig in jou hart sal brand, om Christus en hom as gekruisigde te verkondig, want u en ek het net een lewe. Volgende ene, u en ek sal net eenmaal sterwe. U en ek sal geoordeel word. En u en ek sal vir ewig in een van 2 uitbestemmings wees. En ek maak dit persoonlik, want as u vanmôre die Here nie ken nie, wil ek in die eerste plek hê dat hierdie evangelie jou lewe sal verander. En as dit jou lewe verander, dat jy sal uitgaan en verander wys dat Christus Jesus maak van 'n sondaar 'n nuwe skepsel. Dat Christus maak iemand wat geestelik dood is, lewendig, om nou vir hom te lewe en eer op sy naam te bring. Kom ons kyk hoe Paulus dit deurgangs in sy bediening uitgeleef het, en waarom hy hom voorgeneem het om niks anders onder die gemeentes te weet as Christus en hom as gekruisigde nie. Die eerste gedagte, want u en ek het net een lewe. Paulus was terdee bewus daarvan dat hy net een lewe gehad het. Kom ek lees vir u wat staan hier. Romeine 8:36, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Luister, wanneer laas het u daaraan gedink dat u vandag kan doodgaan? Miskien dink u by jouself, Jesus, het hierdie ou dit gemis. Dis 1 Januarie. Ons soek goeie nuus. Ons wil nie hoor van die dood en dit gaan al klaar so sleg in Suid-Afrika nie. Ons wil iets hoor wat ons sal bietjie opsaik, ons bietjie opbou. Nou hierdie gaan jou opbou, glo my. Want as jy leef in die lig van die ewigheid, as jy leef in die lig van die gedagte dat jy net een lewe het, dat jy enige oomblik van die dag hierdie lewe kan prysgee, dat jy kan sterwe, dan begin jy waarlik lewe. Dan begin die lewe vir jou waarlik sin maak. Psalm 39 vers 5 sê, Here, maak my einde aan my bekend, en wat die maat van my dae is. Dit beteken nou nie die psalmdigter vir die Here gesê het, Here, wys vir my iemand wat in die teekoppie kan kyk en die teeblare kan lees en vir my sê, wat vir my gaan voorlees, of hier langs die pad stop by hierdie ouens, wat se karre al deurgeroes is, met die karavane, wat se wiele glad is, en dan wil hy vir jou fortuin vertel nie. Nou ek wil vir u sê, dis glad nie waaroor dit gaan nie. As die psalmdigter dit bid, dan sê hy, Here, met die doel dat ek sal weet hoe verganklik ek is. Hoe verganklik ek is. Vers 6, kyk, u het my dae 'n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. Vriende, wanneer laas het u en ek hierdie gedagte besef en verstaan? Jy verstaan hierdie gedagte goed wanneer 'n pa by jou kom sit in jou sitkamer en die trane loop oor sy oë en hy sê, my enigste seun wat ek het, 12 jaar oud, het van die bakkie afgeval, hy's dood. En jy besef, een lewe, gou gaan dit verby, net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Waarom is Paulus se voorneme om die evangelie te verkondig, waar ook al hy gegaan het, met wie ook al hy gedeel het? Want hy het geweet, ons het net een lewe. Moenie glo aan reïnkarnasie nie, hoor.
Jy gaan nie terugkom as 'n ryk chic, of as prinses Diane, of ek weet nie of jy wil terugkom as sy nie, maar hoe dit ook al mag sy. Jy gaan nie terugkom as 'n hond of 'n kat of een of ander iets nie. Jy gaan nie deur 'n vage vuur na die einde van jou lewe en wanneer jy sterwe deur 'n vage vuur nie, jy gaan in 'n heerlikheid in wat God vir jou voorberei het nie. Jy het een lewe. En hierdie lewe gaan baie gou verby. Ek lees vir u nog 1 of 2 versies. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Nou die meeste van u het vanmôre 'n heerlike koppie koffie gedrink. Boere troos sê hulle, né? As jy daai kerel kook, dan is daar die stoom vir 'n paar oomblikke daarin. Waar is hy dan? Weg. Die Here sê my en jou lewe is so. As jy vanmôre 90 jaar oud is jou lewe maar net 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Wat doen Jakobus, die halfbroer van Jesus? Hy sê in die lig van die ewigheid. Al word jy 900 plus jaar oud soos die mense in die Ou Testament, daar in Genesis 5, dan is dit niks in vergelyking met die ewigheid nie. Ons lewe is maar 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. Psalm 90 vers 10, die dae van ons jare daarin is 70 jaar, of ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Behalwe as jy nou moet Smiling Joe praat, jy ken hom ons? Dis oom Joe Steen, hy sê vir ons, your best life now, every day a Friday, elke dag 'n dag van vreugde en geluk. Nee, Joe, lees die Bybel sê, die meeste daarvan is moeite en verdriet, en Jesus beamoed dit in Matteus 6 vers 34, wie kan vir my sê wat staan daar? Ja, ek vra vir u baie vrae vanmôre, ek het voorberei, maar ek wil net kyk of u skrif memoriseer. Daar staan, kwel julle nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, hoor nou, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Luister vriende, hierdie lewe is 'n lewe van moeite en verdriet. Moenie soek na Ethiopië op hierdie aarde nie. Moet nie soek na hierdie plek wat hulle vir jou skep op televisie, waar jy absolute vreugde en veiligheid en gesondheid sal beleef nie. Jy sal dit nie op hierdie aarde kry nie. Die Bybel sê 70 as ons sterk is 80. Ek het so 17 om te gaan. Dan is ek by deel 1. En 27 as ek by deel 2. En as jy so taai is as my skoonma, dan gaan jy vir 'n derde ronde. Baie taai, sy gaan van 90. Uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Hoor wat staan hier. Gou gaan dit verby. En ons vlieg daarheen. Hulle het vir die oudste vrou in die wêreld so tyd terug, en ek het dit vir julle al gesê in 'n boodskap. Sy was 137 jaar op daardie stadium, toe vra hulle vir haar, wat is die uitstaande kenmerk van jou lewe? Toe sê sy dat dit so gou verbygegaan het. 137. Dat het so gou verbygegaan het. Waarom het Paulus gesê dat hy hom voorgeneem het om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde? Omdat hy geweet het, omdat hy bewus was daarvan, dat ek net een lewe het. Daarom sê die vers 12 van Psalm 90, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart kan bekom. 'n Wyse hart, vriende, is 'n hart wat by die kruis kom kniel, waar Christus jou vrymaak van sonde. Ek gee nie om met wat se sonde jy vanmôre besig is, en wat sonde vir jou beloof nie. Sonde gaan vir jou nie gee wat hy beloof nie. Sonde sal jou uitmelk. Hy sal jou uitsuig soos 'n mens 'n lemoen uitsuig, en hy sal jou weggooi. Want die duiwel is 'n mensemoordenaar. Leer om jou dae so te tel. Die tweede gedagte, waarom was Paulus se voorneme om Christus te verkondig en hom as gekruisigde? Want ek sal eenmaal sterwe. Ons het net een lewe, maar ons sal ook net eenmaal sterwe. Hoor wat sê Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So
Per implikasie sê die Bybel vir ons dat 'n direkte uitvloeisel van die sondeval is die dood, die liggaamlike dood, maar ook die geestelike dood. So Paulus verkondig die evangelie, sy voorneem is om elke dag en elke geleentheid te gebruik om die evangelie te verkondig. Waarom? Want hy weet elkeen met wie hy baie kruis, gaan een of ander tyd sterwe. Het u gelees in die tyd van Paulus, toe hy op aarde was, hoe mense kruistogte gehou het, en hoe mense sekere oorloë gevoer het, en hoe vrouens en seuns en dogters en kinders en alles net voor die voet doodgemaak is. Ek wil vir u sê, as ons kyk na hoe dit aangaan, en ons kyk in lande waar daar oorlog is, dan sê ek vir u, niemand word gespaar nie. Daarom wil ek vir jou sê, ons moet die evangelie verkondig, want ons sal net eenmaal sterwe. As jy vanmôre hier sit en jy ken nog nie vir Christus nie, wil ek vir jou sê, is op baie gevaarlike grond. Jy's besig om in rebellie op te staan teenoor die een wat jou kan red, die Here Jesus Christus. Daarom sê die apostel Paulus, ek het my voorgeneem om Christus te verkondig. Waarom? Paulus sê, ek sal sterwe, jy sal sterwe, en elkeen sal sterwe. Onthou jy wat gebeur na die sondeval? Die duiwel sê vir Eva en Adam, julle sal nie sterwe nie. En die duiwel is mos 'n ou wat die waarheid praat, of hierdie engel wat God geskaap het, wat mos absoluut met waarheid omgegaan het. Nee, hy lieg en hy sê vir hulle, julle sal sekerlik nie sterwe nie, God is 'n leienaar, en vandag sê die duiwel nog presies dieselfde vir mense. Jy hoef jou nie te bekeer nie, God sê jou in elk geval in sy hemel toelaat, hy sê jou nie in sy hemel toelaat nie. As jy sy seun Jesus Christus nie ken nie, sal jy sy hemel nie sien nie. Jy sal sy toorn beleef. Daarom as jy met mense praat, verkondig Christus en hom as gekruisigde. Nou ek speel golf. En as 'n mens golf speel, dan kom jy met baie interessante mense te doen. En dan moet jy met hulle die evangelie deel. En ek wil vir u sê, vriende, ek kan nie glo hoe hard mense is teenoor die evangelie van Christus nie. Een na die ander sterwe. Elke nou en dan kry jy boodskapie van die golfklub, hierdie oom is dood, en daardie persoon is dood, en hierdie een is op 'n vroeë ouderdom oorlede. En dis asof dit nie mense raak nie. Waarom nie? Want mense het 'n gedagte in hulle kop, soos die duiwel vir hulle kom leer het, dat die dood sluit die poort na die hemel oop. Dis nie so nie. Ons het een lewe, ons gaan eenmaal sterwe. As jy vanmôre gered is, sorg dat jy die voorneme het om die evangelie met ander te deel. Die Bybel sê vir ons, na die sondeval het Adam en Eva nie vir altyd gelewe nie. Die Bybel sê vir ons, al die dae van Adam was 930 jaar en hy het gesterwe. Die dae van Set 912, hy het gesterwe. Enos 905 en hy het gesterwe. Kenan 910 jaar en hy het gesterwe. My ma 54 en sy het gesterwe. My pa 77, hy het gesterwe. My broer 47, hy het gesterwe. En ek wat voor hier staan gaan sterwe, en u wat hier sit gaan sterwe. Ek wil jou vra, ken jy Christus? As jy hom ken, is dit jou voorneme. Is dit 'n vaste besluit in jou hart en jou siel om hom aan ander te gaan verkondig. Paul Bogut het gesê, die dood is van alle dinge die mees aangekondigde, maar verseker die minst verwagte. Praat nou die dag met 'n man wat by 'n begrafnis was van sy broer. Hy sê daar by die begrafnis, ry hulle na die begrafplaas, en op pad na die begrafplaas, sover ek die storie kan onthou, is een van die mense wat op die begrafnis was in 'n motorfietsongeluk oorlede. Op pad na die begrafplaas. Nou vra ek vir jou die vraag, toe hy in daardie kerkgebou gesit het en wat gepreek was, weet ek nie. Het hy gedink, toe hy hoor van die dood van hierdie vriend, of hierdie familielid, of hierdie persoon wat hier was, het hy gedink daaraan dat 'n paar minute later, hy sy lewe sou aflê. Hy sou sterwe. Daarom wil ek vir u sê, moenie te selfvoldaan wees, en dink jy gaan môreoggend jou oë oopmaak nie. Ek gee vir jou vanmôre goeie nuus, hoor. Julle dink is slegte nuus hierdie.
Julle dink by julleself, hierdie ou gee vir ons 'n rowwe preek vir 'n nuwe jaar. Ek gee jou goeie nuus. Want as ek jou vanmôre nie waarsku nie, dan is ek 'n huurling. Dan is ek nie 'n gesant van Christus nie. Ek waarsku jou vanmôre dat jy in eerste plek seker sal maak dat jy Christus ken en dat jy jouself sal voorneem om aan ander hierdie boodskap te verkondig, want ons almal gaan sterwe. Gods woord sê dit so duidelik in 1 Samuel 20 vers 3. Daar is een tree tussen my en die dood. Hebreërs 9:27. Dis die mens bestem om eenmaal te sterwe. Die Engels sê it is appointed unto man to die once and then thereafter judgment. Hierdie woordjie appointed is 'n afspraak wat die Here met ons maak. Ek vra vir jou, ken jy die Here Jesus Christus? Die derde gedagte, waarom het Paulus hom voorgeneem om niks anders onder hulle te weet as Christus en hom as gekruisigde nie? Want hy het geweet dat elkeen geoordeel sal word. Hoor dat sê Paulus self, Handelinge 17:30, en nou kan jy vir my sê, ja, jy's ook moeg, want Paulus het nie Handelinge geskryf nie. En jy's reg as jy dit sê. Wie het Handelinge geskryf? Lukas, daar sê, Lukas, Dr. Lukas het hom geskryf, né? Maar hy skryf oor die preek wat Paulus gepreek het, en wat preek Paulus? Paulus sê, God het die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan alle mense oral, ook hier in Kempton Park, in hierdie kapel, op hierdie 1 Januarie 2023, verkondig nou aan alle mense oral, dat hulle hul moet bekeer. Hoekom moet hulle bekeer? Bekeer beteken wegdraai, draai om van jou sondige gebruikes en gewoontes, draai om van jou ou lewe, draai na Christus, volg Christus. Hoekom moet hulle bekeer? Omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Hoeveel van u glo vanmôre aan die liggaamlike opstanding van Jesus? Ek wil vir u sê, die deursnee teoloog glo nie meer daaraan nie. Die deursnee kerk preek dit nie meer nie. Die deursnee teoloog wat in koerante en in tydskrifte artikels skryf, glo dit nie meer nie. Waarom nie? Want u sien, as Christus nie opgestaan het nie, is daar nie 'n oordeel nie. Die Bybel sê God het Christus opgewek om aan almal sekerheid te gee dat daar 'n oordeel sal wees. Wanneer laas het jy met iemand gepraat oor die opstanding van die Here Jesus Christus? Paulus neem homself voor, en u kan net gaan lees in 1 Korintiërs 15. Wat is 1 Korintiërs 15 se opskrif? Dit gaan oor die opstanding. 57 verse oor die opstanding. Dat hierdie verganklike liggaam moet sterwe. Vriende, ons sal moet doodgaan. En dan sal ons geoordeel word. Die Bybel is baie duidelik daaroor. En daarom moet ons hierdie groot waarheid raak sien. Ons moet dit verkondig. Hebreërs 9:27. Ek het alreeds vir die A-gedeelte so 'n bietjie verduidelik. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Nadat ons geleef het, gaan ons geoordeel word. Die meeste mense sê vir jou, dit is 'n bangmaak storie. Jy maak mense bang om te sê hulle gaan geoordeel word. Gaan lees die geskrifte van die apostel Paulus. Hy was dan 'n goeie storieverteller en hy het mense vrek bang gemaak. Selfs koning Agrippa was vrek bang. En hy sê vir Paulus, jy het my byna beweeg. En Paulus sê vir hom, ek bly dat dit nie byna sal wees nie. Vanmôre sit u miskien hier en u sê, ek hoor wat hierdie ou sê. Maar daar is sekere dinge in my lewe wat ek nog wil doen. Nou wil ek jou vra, doen dit. Maar moenie eendag onskuld pleit voor God, wanneer jy sterf sonder hom, en nie 'n oordeel nie. Want hy gaan jou oordeel so seker, soos een ek vandag hier sit. Dis my boodskap aan jou vir die nuwe jaar. Ken jy die Here? En as jy hom ken, verkondig jy die evangelie. Is dit jou vaste voorneme om ander dringend te waarsku, dat hulle kan bekeer tot die Here? Daniël 7 vers 9 en 10. Ek het bly kyk tot 'n trone reg gesit is, en die oue vandag gaan sit het, sy kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, 1000 maal duisende het hom gedien. En 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. As jy vanmôre hier
moet sterwe. En God open die boek van jou lewe. Wat gaan hy oor jou lewe sê? Jy kan vanmôre vir my sê, maar jong, jy's besig om dit ver te vat. Ek het onlangs met 'n man gepraat, hy sê vir my, sy skoonpa sit in die diens. En nog voor die diens verby is, toe dra hulle sy skoonpa, of toe sterf hy en hulle dra sy skoonpa uit. Lewend ingekom, dood ander kant uit. Ek wil vanmôre vir jou sê, een lewe, ons gaan sterwe, ons gaan geoordeel word. Moet tog nie omdat ons vandag in 'n bandelose samelewing, waar misdadigers die land regeer, en wegkom met hulle boosheid dink, dat God ewe skielik beïnvloed word daardeur, en verskoon asseblief die platvoerse Afrikaans wat u sal verstaan, dat God eendag 'n braai sal vat, en jou deur die poorte van die hemel sal laat gaan, omdat hy jou so nodig het nie. Ek wil gou vir jou sê, God bestaan van ewigheid in homself. Hy het ons nie nodig nie, ons het hom brood nodig. Hy het my en jou gered, sodat ons die evangelie kan verkondig. Daarom moet dit ons vaste voorneme wees, want mense gaan geoordeel word. Daar is een ding waarvan u en ek seker kan wees, en dit is dat ons eendag geoordeel sal word. En dan sluit ek die boodskap af. Waarom was dit Paulus se vaste voorneme? En ek het nie tyd om deur al die sendbriewe te gaan nie. Ek haal vir hier en daar 'n versie uit om te sien wat Paulus se hart was. Sy hele hart was gesentreerd rondom die evangelie. Hy het hom voorgeneem om niks anders onder mense te weet as Christus en hom as gekruisigde nie. Hy het hierdie evangelie verkondig, want daar's een van twee eindbestemmings. Net een van twee. Die Bybel praat van die hemel of die hel. Nou sê u vir my, het jy in die slaap geraak in die vorige eeu en nie wakker geword nie? Teoloog glo nie meer aan 'n hel nie. Almal glo nog aan die hemel. Die agtergekom? Al die teoloë, al die liberales glo aan die hemel, maar niemand glo meer aan die hel nie, want dit is 'n bangmaak storie en dit maak mense benoud en dit maak mense op hulle senuwees. As jy vanmôre nie gered is nie, hoop ek die gedagte van 'n vuur wat nie uitgeblus word en 'n wurm wat nie sterf en God se toorn wat oor jou lewe gaan broei, as hierdie gedagte jou vanmôre gaan bang maak om jou na God te keer, dan is ek dankbaar daaroor. Die Here het 2 maal meer oor die hel gepraat as oor die hemel. Waarom? Waarom het Paulus die evangelie verkondig in elke plek waar hy sy voet neergesit het? Want hy het geweet daar's een van twee eindbestemmings. Die hemel of die hel. Hoor wat skryf in 1 Korintiërs 15 vers 50. Net 'n paar hoofstukke verder van waar hy hierdie pragtige woorde uiter, dat hy niks anders te voorgeneem as Christus en hom as gekruisigd om hom te verkondig nie. Hy sê daar in 1 Korintiërs 15:50. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Die koninkryk van God is bestem vir hulle wat die Here Jesus Christus ken. Ken jy hom vanmôre? Ek vra jou as individu vanmôre hier. Begin hier voor by my en ek eindig daar heel agter by Christiaan. Elkeen van julle kan jy met sekerheid sê, ek ken die Here Jesus en hy ken my. As jy vanmôre met sekerheid kan sê, dan wil ek vir jou sê, ek het vir jou goeie nuus. Daar is 'n heerlikheid wat voor lê. Jy sal dit beerwe die dag as jy sterwe. En ek lees vir u so ietsie van hierdie plek. Openbaring 21 vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Vers 7 sê, hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Ek onthou die tyd toe my ma op sterwe gelê het. Sy kon nie meer self lees nie, die verstand was ook nie meer heeltemal aldag reg gewees nie. Maar as my pa langs haar sit, op die stoel, dan lees hy vir haar die Bybel. En af en toe sal die hand net so opgaan, en dan sak sy weer die hand. Terwyl die liggaam besig was om deur kanker opgevreet te word. Verskoon die platvloerse uitdrukking, maar dis wat gebeur. Terwyl kanker besig was om haar liggaam weg te teer, was haar gees besig om vernuwe te word.
Sy het soos een gesien wat die onsienlike sien. Die heerlikheid van Christus. En ek wil jou vra, verkondig dit aan mense. Ons het nie nodig om hopeloos deur hierdie lewe te gaan nie. Ons het nie nodig om elke dag swartgallig te wees en te wonder wat môre gaan gebeur nie. Wat moet ons doen? Ek het my voorgenem om Christus te verkondig. Hy het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En ek sal weer kom om julle te kom haal. Weet jy wat vir my diep ongelukkig maak? As jy nou wil weet wat 'n predikant diep ongelukkig maak, kom ek vertel vir u vandag. Nou, jy moet dit nie uitvertel nie. Miskien voel ander predikante net soos ek. Wat ons ongelukkig maak is mense wat sê ons is kinders van Jesus. Maar daar's geen liefde vir Jesus nie. Daar's geen begeerte na hom nie. Daar's geen begeerte om hom aan ander te verkondig nie. Daar's geen begeerte om ander te lei na hom nie. Daar's geen poging wat aangewend word om vir ander te sê hy is die liefling van my siel nie. Daarom vra ek vanmôre vir jou. Ken jy Christus? As jy hom ken, gaan hierdie jou plek van heerlikheid wees. Is jy besig om hom te verkondig aan ander mense? Die laaste gedagte vanmôre. Die hel, die ewige oordeel van God. Paulus het geweet van hierdie plek. Hy het gepreek daaroor. Hy het geskryf daaroor, en een van die baie gedeeltes vind ons in 2 Tessalonisense 1 vers 9. Hulle sal 'n straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Miskien sit jy vanmôre hier, miskien luister jy in, en jy sê, my lewe is hel. Dan wil ek vir jou sê, nee, jou lewe is nie hel nie. Jy kan vanmôre hoe swaar kry, dan is jy nog nie in God se hel nie. Dan is daar vanmôre nog vir jou hoop. En dan is daar vanmôre nog vir jou 'n geleentheid om lewe in Christus te ontvang. Die slegste van hierdie lewe is nie 'n druppel in die emmer teenoor God se oordeel en sy hel nie. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Ek wil hê jy moet dit weet. Paulus sê, ek het my voorgenem om Christus te verkondig, want ek weet daar is 'n hel wat wag vir hulle wat Christus nie ken nie. Waarom wil kerke dit nie meer verkondig nie? Waarom wil hulle nie meer die oplossing gee vir die probleem, naamlik Christus nie? Is hulle bang hulle verloor mense? Die kerk gaan nie oor getalle nie. Dit gaan oor Christus. Hy is die hoof van sy kerk, hy bou sy kerk, of hy dit nou stadig bou, of vinnig bou, of daar massas is, of daar 'n paartjies is, hy bou sy kerk. En hy bou dit deur Christus, wat aan die kruis gesterf het vir sondaars. Ek wil vanmôre vir jou ietsie lees van hierdie straf wat voor lê. En dan hoop ek dit motiveer jou om jouself in die spieël van God se woord te bekyk en seker te maak jy ken die Here. En as jy hom ken, verander te vertel van Christus. Openbaring 20 vers 11, en ek het 'n groot wit troon gesien. En hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind. Ek wil net gou vir u net so ietsie sê. Dis nou die Jesus wat hulle vandag vir ons verkondig. Die ene met die lang hare, die staf in sy hand, die ou skapie wat op hom lê, so ou baartjie wat hy het, sagte velletjies, sagte handjies, lyk of hy nog nie 'n dag in sy lewe gewerk het nie. Onthou jy, hy was 'n timmerman se seun gewees? Of ten minste in 'n timmerman se huis groot geword, sê eerder, so seun van God. Hierdie Christus wat hulle vandag aan ons wil verkondig, wat deur mense gemanipuleer, gehiet en gebied word, vir hom sekere dinge sê en voorskryf, dis hy voor wie se aangesig die aarde en die hemel sal wegvlug. Nou ek wil vir u sê, het u al 'n skerkrou gesien? Of baie keer iemand met 'n masker aan? Het jy al van die maskers gesien wat hierdie mense dra? Gaan na, jy skrik jouself in 'n bloedgroep. Ek wil vir u sê, ek wil vir u 'n beginsel probeer tuisbring. Dat wanneer ons voor Christus gaan staan, gaan dit nie 'n tyd wees van speelietjies, of 'n tyd waar ons hom gaan oorreed oor sekere dinge wat ons gedoen het nie. Dit gaan 'n vreesaanjaende tyd wees, nie omdat hy gaan lyk soos die Christus wat nie die vorm van 'n mens gehad het toe aan die kruis gehang het nie, maar omdat hy in sy verheerlikte staat
as God gaan sit om te oordeel. Die Bybel sê ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Die boek is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Hoor wat sê die volgende vers. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. As dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Wat is die boodskap 1 Januarie 2023 vir jou en my? Dat ons 'n voorneme sal hê om Christus te verkondig. Want die hel is 'n werklikheid. Hoe dit presies gaan wees, kan ek nie vir u sê nie, maar dit gaan 'n vreesaanjaende, verskriklike plek wees, wat God self gaan voorberei. Laaste vers wat ek gaan lees, Matteus 13:41. Die Seun van die Mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke, en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees, en gekners van die tande. Vriende, ons sien hoe lyk mense wat deur oorloë geraak is, mense wat deur siekte geraak is, mense wat deur armoede geraak is, wat letterlik huil, wat baie keer met swere sit, mense wat absoluut in hierdie haglike omstandighede hulle self bevind. Ek probeer vir u net 'n beeld gee, dit gaan ondenkbaar erger wees in God se oordeel. Nou kan u miskien dink, maar vir wat sal God so 'n oordeelsplek daarstel? Ek dog hy's 'n God van liefde. Ek dog hy's 'n God van genade. Waarom sal hy 'n plek daarstel wat die vuur brand, die wurm sal nie sterf nie, die vuur sal nie uitgeblus word nie. Die Bybel sê daar sal 'n geween en gekners wees van tande. Waarom sal hy so 'n plek dan vir ons of vir die sondaars daarstel? Wat sal u dink? Gee gou vir my 'n gedagte. Hy's heilig, verseker. Ek wil net vir u een antwoord gee. Gaan kyk na die kruis. As God sy seun so verbruisel het, dat hy nie in die vorm van 'n mens gehad het nie. Die Bybel sê in Jesaja 52 en 53, hy is nie eens by die mense gereken nie. Hy was een groot wond gewees. Omdat God sonde haat en sonde in Jesus gestraf het en jy Jesus verwerp het, sal daardie plek 'n regverdige oordeel van God wees. Daarom moet ons onsself voorneem om Christus en hom as gekruisigde te verkondig. Is dit 'n gewilde boodskap in ons tyd? Miskien is u nou aangevuur om 'n paar mense te bel as u hier uitstap, of miskien 'n paar mense te bombardeer, en miskien hierdie manne wat ons karre oppas met 'n traktaatjie, of 2 te bedien. Dan wil ek jou vra, dink jy hulle gaan jou omhels? Ons het vir jou gewag, man. Ons is so bly jy's hier om vir ons te vertel die goeie nuus van Jesus Christus. Hulle sal jou haat daarvoor. Maar dank God, dat God vir Christus 'n bruid beloof het. En dat ons met vrymoedigheid die evangelie kan gaan verkondig. Want Christus sal siele red. Hy sal. Myn jou werk is nie om hulle te red nie. Myn jou voorneme moet wees om Christus te gaan verkondig. Waarom was dit Paulus se voorneme? Want ons het een lewe, ons sal sterwe, ons sal geoordeel word. Ons sal in die hemel of in die hel wees. Daarom die uitnodiging, jy mensekind, sê aan die huis van Israel, so het julle gesê, gewis ons oortredinge en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Hoeveel mense het vir julle al hierdie vraag gevra? Hoe kan ek vrykom van die skuld, my gewete, sonde? Dan gee hulle die oplossing, dan sê hulle, later. En dan sê die Bybel vir ons, as 'n weg wat vir die mense reg lyk. Die einde daarvan is weë van die dood. Wat sê die volk Israel? Ons oortredinge rus op ons. As jy vanmôre skuldig voel, as jy vanmôre voel, hoor hierso, ek gaan God se hel tegemoet gaan, dan wil ek vir jou die goeie nuus gee. Hoe kan ons lewe? Sê vir hulle,
So waar as ek leef, spreek die Here, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. Is dit nie goeie nuus op 1 Januarie 2023 nie? Luister, jy wat vanmôre hier sit, wat die Here nie ken nie, jy wat miskien inluister, jy wat miskien vanmôre inskakel. God het nie behaag daarin dat jy eendag in die poel van vuur moet beland nie. Maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Ek wil vanmôre net vir jou een ding vra. Ken jy Christus? As jy vanmôre sê, ja, jy ken hom, dan is ek saam met jou bly. Maar ek wil jou vra, maak dit 'n vaste voorneme vandag, om met siele te praat oor Christus. Maak dit 'n vaste voorneme, om vir ander te vertel, van hierdie redder. Want jy weet nie of jy hulle môre weer sal sien, en of hulle jou weer sal sien. Dis die boodskap vir die nuwe jaar. En mag die Here Berea Christen gemeente, elke ander Christus belydeende gemeente, seën met 'n ryke sieleoes, dat ons eendag voor hom kan staan en eer kan bring aan hom, wat so groot prys betaal het, sy lewe gegee het, sodat ons gered kan word. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons besef dat Paulus hierdie voorneme gehad het, omdat hy besef het hoe nietig, hoe sondig, Here, en hoe vinnig ons lewe verby sal gaan. As ons net dink aan dinge wat ons bang maak vandag, ons hoor van oorloë en gerugte van oorloë, en ons vrees en ons sidder, ons hoor van, Here, rowers en diewe en mense wat inbreek, en ons is bang, maar ons vrees U nie. Die heilige God wat eintlik maar elkeen se asem en sy lewe in die holte van U hand hou. Dis asof ons die hele fokus verskuif het van ons vrees van God na die vrees vir mense, en daarom is ons nie bang vir die dood nie, ons is nie bang vir die oordeel nie, ons is nie bang vir God nie. Ons is vol bravade en dan sterf ons. En dan kom ons agter hoe ontstellend waar God se woord is. Ek bid vanmôre vir hulle wat, Here, hier saam met ons is, dat elkeen die sekerheid sal hê dat hulle aan U behoort. Godsdienst is nie net iets wat ons Sondag bedryf vir 'n uur lank nie. Paulus sê, Christus is my lewe. 24 ure dag, 7 dae week. Hy is die liefling van my siel, omdat hy my vrygekoop het van die sonde, die hel en die dood. Help my, Here, dan, saam met hierdie kosbare gemeente, dat ons vir ander sal vertel van Jesus. Ons is somtyds bang, ons is somtyds skaam, ons is somtyds teruggetrokke, ons is somtyds verleë, ons weet nie altyd reg wat om te sê nie, ons het soveel dinge wat in ons koppe maal, en die ou vyand is daar, maar Here, ons verkondig nie onsself nie. Ons verkondig Christus. En Paulus sê, ek het my voorgeneem, om niks anders onder julle te weet, as Christus, en hom as gekruisigde. Help vir ons om getroue getuie te wees, tot eer van U naam.